Wat 'n wonderlike voorreg en groot stuk genade om saam met jou die nuwe jaar binne te gaan. My gebed vir elkeen van julle is: mag 2025 vir jou 'n geseënde en 'n voorspoedige jaar wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oorgangstyd waar ons kan terugkyk na 2024 en maar net kan getuig daarvan dat U vir ons 'n getroue Vader was deur dik en dun. En dat ons ook in hierdie tyd vorentoe kan kyk en met al die onsekerhede van 2025 kan getuig. In die woorde van Psalm 23: selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want in U hande is ek veilig. En dat ons kan weet, met al die onsekerhede van die nuwe jaar, sal U elke tree van die pad saam met ons stap. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek het die afgelope week diep nagedink oor die woorde: mag jy 'n geseënde en voorspoedige nuwe jaar hê. Dit kan so maklik oppervlakkige Christelike ordentlike woorde wees, maar dat ons nie werklik die inhoudelike diepte betekenis daarvan verstaan nie. Ek lees in die Bybel van 'n oorgangstyd in die Israeliete se lewe wat vir my baie bemoedigend is in ons situasie. Ek gee vir julle 'n stukkie agtergrond. Die Israeliete het 'n baie sterk leier, naamlik Moses gehad, wat nou net 40 jaar deur die woestyn vir hulle deur dik en dun begelei het, in wie hulle groot vertroue gehad het. En nou sê vers 1 vir ons: Moses is dood. Hier is met ander woorde 'n leierskapverwisseling. En met 'n leierskapverwisseling is daar altyd 'n groot stuk onsekerheid. En wil ek die vraag vra: wat sien die volk Israel in hierdie oorgangstyd raak? Hulle sien Moses, die groot leier, is dood. En ons weet uit Numeri 27 vers 12 tot 23 dat die Here vir Moses gesê het, hy gaan nie die Israeliete in die beloofde land inlei nie, maar sy assistent Joshua moet dit doen. So die volk wonder, gaan Joshua die mas opkom? Hulle weet nog nie lekker waar hulle met Joshua staan nie, of hulle hom werklik kan vertrou nie. Hulle kyk vorentoe en sien die onseker uitdagings wat die intog in die beloofde land vir hulle gaan bied. En hulle is bang om met 'n nuwe leier hierdie land binne te gaan. Wat sien Joshua? Joshua sien die Jordaanrivier voor hulle lê en wonder verseker, hoe gaan hy die Israeliete veilig deur hierdie rivier begelei tot in die beloofde land? As hy bietjie verder kyk, dan sien hy die groot stad Jerigo, wat met 'n magtige veiligheidsmuur omring is, om die inwoners van die stad te beveilig. En wonder hy verseker by homself, hoe gaan ek en die Israeliete oor daardie muur kom, met veiligheidswagte en oorwinning behaal? Joshua, sowel as die Israeliete, kyk met 'n menslike oog na die situasie. Mag ek jou vra, met watter oog kyk ek en jy na hierdie oorgangstyd tussen 24 en 2025? Wat is die vrese wat in jou en my hart lê, wat ons amper half weerhou om met 'n oop gemoed 2025 binne te gaan? Wat maak dat ons nie God se plan in Jeremia 29 vers 11
tot uitvoer kan laat kom nie, as hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teëspoed nie, ek wil vir julle 'n toekoms en 'n verwagting gee. Dit bring my by die vraag, as ons met 'n menslike oog na die nuwe jaar kyk, hoe kyk die Here God? Wat sien ons hemelse Vader? En dan sien ek in my geestesoë as ek hierdie verhaal lees, hoe dat hy sien, hoe dat hy vir die Israeliete 'n pad deur die Jordaan maak, en hoe hulle droogvoets deur die Jordaan gaan trek. Die Here God kyk na die stad Jerigo, en hy sien hoe dat die mure van daardie stad voor die Israeliete se oë verkrummel, wanneer hulle 7 maal om die stad stap. Die Here God kyk na Jerusalem, en hy sien hoe dat daar vir hom 'n tempel as 'n simbool van sy teenwoordigheid opgerig gaan word. Die Here God sien 'n heuwel op 'n koppie buite Jerusalem, met 'n kruis waaraan sy seun gaan hang, en die ganse wêreldgeskiedenis in 'n ander rigting gaan stuur. Hy sien 'n graf wat oopgaan, wanneer sy seun oorwinning behaal oor die harde werklikheid van hierdie wêreld. Hy sien hoe dat Jesus opvaar na die hemel en aan die regterhand van God die Vader gaan sit, en hierdie stikkende wêreld saam met die Vader regeer. Hy sien hoe dat Jesus vir ons, sy kinders, 'n plek gaan voorberei in die hemel, en dat hy vir ons bid en intree by die Vader om genade, terwyl ons as Nuwe Testamentiese volk van hom op pad is na die beloofde land. En dit bring my by die slotvraag, hoe gaan ek en jy 2025 oorwinnend in? Hoe gaan ons voorspoedig wees, soos wat die voorspoedswens dit van ons vra in 2025? En dan wil ek na Josua 3 toe blaai vir 'n oomblik, waar Josua vir die volk Israel sê, hierdie oorgangstyd is 'n bitter belangrike tyd in ons lewe, om onsself voor te berei om die beloofde land in te gaan. En daarom vra Josua vir die volk om stil te word voor die Here, voordat hulle oor die Jordaan trek. Ek lees vir julle vanaf vers 3. Nadat hulle stil geword het, en alles wat tussen hulle en die Here God staan verwyder, of voor die Here se voete gaan neersit, al die bagasie, soos wat vers 5 sê, Josua het vir die volk gesê, word stil, reinig julle, want môre gaan die Here wonders doen tussen julle. En dan sê hy in vers 3, wanneer julle sien die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg. Onthou, die ark was die simbool van die Here God se teenwoordigheid, saam met die wolkkolom en die vuurkolom in die woestyn. En nou sê hy, volg julle hierdie ark as simbool van sy teenwoordigheid, as julle die beloofde land ingaan, sodat julle kan weet watter pad om te gaan. Want julle het nie van tevore met hierdie pad langs gegaan nie. Met ander woorde, die Here sê vir hulle, ek weet, dis vir julle 'n onbekende pad. Maar daar moet 'n behoorlike afstand wees tussen julle en die ark, omtrent 900 meter, moenie te naby kom nie. Toe sê die Here vir Josua in vers 7, ek begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Moses was. Vers 13, wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, die Here van die hele aarde, sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesny word
en op een hoop gaan staan. Vers 15, toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlak water kom, het die water wat afkom gaan staan. Vers 17, en die hele Israel het oor die droë bedding deurgegaan tot die hele nasie uiteindelik deur die Jordaan was. Die Here kom sê in hierdie oorgangssituasie vir my en vir jou in Josua 1. Ons krag lê in stil wees en vertroue. Voordat ons 2025 kan ingaan, moet ons alles wat in 2024 tussen ons en die Here gestaan het, daardie bagasie moet ons aflê, sodat ons met 'n oop gemoed 2025 kan ingaan. Paulus sê dieselfde ding vir ons in die pragtige Efesiërs 4, daarvan af vers 22. Ek lees dit saam met julle. As hy sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het in 2024. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe in 2025 volkome volgens die wil van God en wees heilig. En dan beskryf hy hierdie heilige lewe. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eise van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus Jesus vergewe het. Gooi die ou bagasie af, dan is ons gereed om met 'n oop gemoed 2025 binne te gaan. Die tweede ding wat vir my uitkom in Josua 1 vers 3 tot 5. Die Here verseker ons van sy beloftes, dat ons, wanneer ons 'n onbekende pad of jaar binne gaan, dat hy altyd met ons sal wees. Josua 1 vers 9 sê, ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Ons lees ook van hierdie beloftes in vers 3 tot 5. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier. Die Efraat, die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Die grense vir die volk Israel in die beloofde land is presies uitgespel. Vers 5. Solank jy lewe sal niemand bestand teen jou wees nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie en jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade. Want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Hoe gaan ek en jy voorspoedig wees in 2025?
deur stil te wees in die Here se teenwoordigheid, tyd te maak vir hom, deur hom op sy woord te neem, dat hy wat 40 jaar deur die woestyn die Israeliete gelei het, hy wat deur die afgelope jare vir my en vir jou gelei het, nie verander nie, en ook vir ons getrou in die nuwe jaar sal lei. Die volgende baie belangrike beginsel vir voorspoed kom vir my uit in Josua 1 vers 7 en 8. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, van my woord, die Bybel, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet van hierdie handleiding nie links of regs afwyk, terwille van gewildheid. Moenie regs of links afwyk nie, om mense te bevredig nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, en nie die gees van die tyd nie. Oordink dit dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Nie net uitvoer wat jou pas nie, maar mag hierdie handleiding vir jou en my die rigsnoer wees, en die boek wat vir ons in 2025 koers aanwys. As ek verder kyk na Josua 3, dan sien ek dat die Here die Israeliete oproep, soos wat hy hulle oproep om baie spesifiek die priesters en leviete en die ark te volg as simbool van God se teenwoordigheid. Dat ek en jy gereeld na ons altaar toe sal gaan. Waar is jou altaar, waar jy die teenwoordigheid van die Here op sy beste beleef? Dalk is dit op 'n baie spesifieke stoel iewers in jou huis. Dalk is dit by 'n koelteboom in jou tuin, waar jy sy teenwoordigheid beleef. Dalk is dit by 'n baie spesifieke plek in die veld, waarheen jy moet ry. Soek jou altaar baie gereeld op in 2025 en jy sal weet watter pad om te volg. En dan sê die Here in vers 2 'n baie belangrike ding. Jy kan nie net in hierdie oorgangsseisoen bly sit uit vrees vir die onsekerheid wat wag in 2025 nie. Hy sê vir die Israeliete, julle kan nie net voorberei om in die beloofde land in te gaan nie, maar julle moet opstaan en begin trek. Ek lees vers 2, Moses my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk, gaan na die land wat ek aan hulle die Israeliete gee. Ek en jy moet met hoop en verwagting opstaan en vorentoe gaan en beweeg, omdat die Here God voor ons uitgaan. Mag 2025 vir jou en vir my 'n wonderlike, geseënde en voorspoedige jaar wees, omdat ek en jy die riglyne van Josua 1 vers 1 tot 9 volg. Amen.